Geliefdes, so lui die kerkklok vir ons hierdie groot dag in, waar ons die misterie van die opstanding van Jesus vier. Mag die Here gee dat ons nooit ons verwondering oor hierdie misterie sal verloor nie. Die vroeë kerk het die gebruik gehad om mekaar te groet met die woorde, die Here het opgestaan. En dan het die ander teruggegroet en gesê, ja, hy het waarlik opgestaan. Met daardie woorde steek ek dan ook vandag die kers aan. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Ons luister nou hoe Robin Mark vir ons voorgaan met die sing van I Stand Amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how he could love me, a sinner condemned unbelief. Sing it again. I stand amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. In your presence, Lord. And I wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Liefdes, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag voor U in verwondering oor alles wat gebeur het met die Paasnaweek destyds. Verwondering dat U U seun gegee het, dat U bereid was om uit liefde daardie prys te betaal. En dat U, Here Jesus, gekom het in gehoorsaamheid en gedoen het wat die Vader van U gevra het en wat die liefde van U geëis het. En Heilige Gees, dat U in dit alles werksaam was in ons harte, sodat dit vir ons kan lewe.
En dan in die besonder vandag, dank ons U dat ons mag deel hê aan hierdie geweldige misterie van die een wat die dood oorwin het, wat opgestaan het en wat leef. En dat ons kan bely dat ons saam met U leef. Ons bid Here dat ons nadenke vandag diep in ons sal wortel skiet. Dat daar 'n beroering in ons binneste mag kom. Dat ons opnuut aangegryp sal word. En dat ons lewens sal verander. Here, praat U met ons. Ons luister. Amen. Vriende, ons lees nou uit die woord uit by Lukas 24. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle, Kleopas, antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. Hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons. Dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. En terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword
toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Tot sover. Vriende, as die dood van Jesus die disippels onkant gevang het, teen die grein van hulle verwagtinge ingegaan het, vir hulle eintlik 'n teleurstelling was, hulle verpletter het, dan is dit niks te vergelyke met die warboel en die emosionele turbulensie wat hulle beleef het na die opstanding nie. Gaan lees maar net in Johannes 20 en 21, wonderlike leesstof, oor wat hulle beleef het na Jesus se opstanding. Daar's geweldige skok, en daar's eintlik trauma, daar's blydskap, en daar's hartseer, daar's 'n geheen en weer gehardloop om dinge te bevestig by mekaar, daar's twyfel, daar's skaamte, daar's vergifnis, daar's herstel. Gaan lees gerus daarvan. In elk geval, 2 ander disippels van die Here, nie van die groep van 11 nie, stap die Sondag Emmaus toe. En Jesus kry hulle langs die pad. En hulle begin saam verder loop. En by hulle is daar 'n bedruktheid. Dinge het nie uitgewerk soos hulle dit verwag het nie. En nou het daar nog by alles vrouens gekom wat gesê het, die Here se liggaam is weg. Nou, hulle sê daar was engele wat vir hulle gesê het, uit opgestaan, maar hierdie dinge is vir nou net doodgewoon te veel om te hanteer. En ek dink hulle het vir hulle self gesê, die Vader weet, ons kan nie meer hiervan hanteer nie. Dit raak nou vir ons te veel. En dan doen Jesus, na my mening, 2 goeders vir hulle, om hulle te help op hierdie reis van hulle. En die eerste ding wat hy doen, is om vir hulle die skrifte uit te lê. En hy vat die skrifte van die profete af deur, en hy verduidelik vir hulle hoe alles eintlik volgens plan werk, hoe God in beheer is, God is eintlik besig in dit alles, en dit moes vir hulle tot troos gewees het. Maar dan doen hy 'n tweede ding, hy maak vir hulle deel van hierdie hele misterie van die opstanding. Hy gaan sit saam met hulle aan tafel, en hy maak dat 'n gewone ete wat hulle saam met hom eet, vir hulle 'n nagmaal word. En hulle kom tot die ontdekking, maar dit is mos nou eintlik die Here. Hulle word opgeneem, daar's 'n beroering in hulle binneste, hulle word opgeneem in hierdie storie, in hierdie misterie. En toe verdwyn Jesus. Tussen neus en ore is hy weg. En hulle sê vir mekaar, maar was ons harte nie brandende gewees in ons binneste nie? So Jesus het hierdie 2 goed vir hulle gedoen. Uit die skrif vir hulle aangetoon, dat dinge eintlik volgens plan loop. En hy het vir hulle gesê, en julle is deel van hierdie storie. Julle is ingetrek. Nou ons is, net soos die Emmausgangers destyds saam met Jesus op reis was, is ons ook saam met God op reis. En ek wil graag vanoggend 4 dinge uitlig, wat vir ons belangrik is op hierdie reis. 4 dinge wat die opstanding vir ons wil sê, op die reis wat ons saam met die Here deurloop. En die eerste is dat ons nie moet toelaat dat die misterie van die opstanding vir ons enigstens vervlou nie. In 'n land soos ons en waar die geloof algemene kennis is, waar ons 'n Bybel kan optel en lees net wanneer ons wil, ons kan oor God praat en ons kan seker wees, daar gaan iemand wees wat na ons luister, ons word nie vervolg nie, dit is vir ons algemene sake, is dit baie maklik, dat God ook maar net een van die items is, wat ons dag vul. Miskien die belangrikste item, maar 'n item wat ons kan rondskuif, soos wat 'n mens props op 'n filmstel sal rondskuif.
En so kan ons oor Jesus dink, en so kan ons dink oor die opstanding. Maar vriende, ons mag nooit vergeet nie, daar het daai dag nie net 'n wonderwerk plaasgevind nie. Dit was 'n misterie wat deel van ons lewe geword het. Daar's 'n verskil tussen 'n wonder en 'n misterie. 'n Wonder is iets wat gebeur, wat jou aangryp, en dan is dit verby, en dit word opgeteken in die geskiedenis, en dit is dan deel van die geskiedenis. En jy kan elke nou en dan terugblaai daarna toe, jy kan dink daaroor, en jy kan miskien weer opgewonde raak daaroor. Maar 'n misterie is anders. 'n Misterie gryp jou aan. 'n Misterie trek jou in die misterie in. Die misterie klim eintlik ook in jou in, en so word jy in die misterie een. Dis 'n voortdurende in verwondering wees oor die ding wat jou oorgekom het, dat jy deel geword het van hierdie misterie van die opstanding, dat jy eintlik saam met Christus opgestaan het. Die tweede ding is dat as ons die misterie wil lewend hou, voor in ons gedagtes wil hou, dan moet ons die skrifte oordenkend lees. Moenie die waarde van die lees van die skrif onderskat nie. Ek bedoel nie 'n letterlike lees van die skrif nie. Ek bedoel nie die aanhaal van 'n klomp tekste nie. Wat ek bedoel is dat ons die Gees toelaat om tussen ons en die skrif 'n kreatiewe dinamika te skep, waar ons die ervaring het, maar God is besig om hier met my te praat, en waar hierdie Bybel, hierdie letters, vir ons die lewende woord van God word. So lees van die skrif het vir 'n mens geweldig baie waarde. Die derde ding is dat ons God moet toelaat om ons op allerhande maniere te verras, om allerhande tekens te gebruik, om ons geloof te laat groei, en om die misterie vir ons wakker te hou. Hy het vir sy disippels destyds 'n gewone ete omskep, in 'n geleentheid waar die tekens van brood en wyn gedui het op iets baie groter. En met gebruik van hierdie tekens, wat ons noem sakramente, het hy eintlik gewys na 'n baie groter werklikheid, naamlik sy liefde vir ons en sy reddende genade vir ons, en wat hy bereid is om vir ons te doen. Nou, dis vir ons natuurlik 'n geweldige kosbaarheid, die nagmaal, net soos wat die doop vir ons baie kosbaar is. Maar die Here gebruik ook ander tekens. Elke dag is daar goeders wat die Here oor ons pad bring, mense wat hy oor ons pad bring, wat ons geloof versterk, wat vir ons iets vertel van hoe groot God is, hoe massief hierdie misterie is waaraan ons deel gekry het. En dit kan goeders wees soos 'n blom, 'n baie mooi blom waarna jy kyk, 'n vallei wat lowergroen is, of miskien kyk jy op na die sterrehemel en jy kan nie glo wat jy daar sien nie, dit raak jou, dit roer jou. Of miskien is dit 'n fliek wat jy kyk, en daar's 'n toneel in die fliek wat vir jou net aangryp, jou miskien tot trane dryf, net vir jou 'n oomblik van waarheid word. Of dalk 'n boek wat jy lees, of dalk 'n stuk musiek wat jy luister. Miskien 'n gewone sekulêre liedjie wat speel, maar dit gryp jou. Of miskien 'n klein kleutertjie. Dit gryp jou aan. God gebruik allerhande tekens om met jou te praat, elke dag, boonbehalwe die skrifte. Wees oop daarvoor. Die vierde ding wat ek wil sê, is dat ons moet toelaat dat die opstanding ons daaglikse lewe beïnvloed. Ek weet wanneer ons praat van ons opstanding, dan
verwys ons gewoonlik in die eerste plek na dit wat met ons gebeur na ons fisiese dood. Maar eintlik speel dit tweede viool. Want 'n belangriker element is eerder hoe Christus elke dag in jou lewe opstaan. Hoe jy elke dag die opstanding vier. Hoe jy elke dag deel het aan hierdie misterie. Dit is vir ons belangrik dat ons die gees van Christus sal toelaat om elke dag ons te vernuwe. Dit is belangrik dat die beeld van God in ons lewens duideliker sal word. Dit is belangrik dat ons die vrug van die gees sal uitleef. Dit is alles dinge wat gebeur wanneer die werklikheid van die opstanding in ons lewens presenteer. En mag die Here vir ons help om werklik waar elke dag dit te doen. Elke dag uit die opstanding te leef. So dis die 4 dinge wat ek vandag vir julle wil sê. Moenie dat die misterie van die opstanding vir jou verdwyn nie. Laat die skrifte toe, laat God toe om deur die skrifte dit in jou aan te wakker. Hou jou oë oop vir die tekens wat die Here elke dag vir ons gee om ons daarin te versterk en dat dit elke dag ons lewens moet verander. Ek sluit af met 'n aanhaling van G.K. Chesterton uit sy boek The Everlasting Man. Ek het dit al van tevore vir julle ook gelees. Ek vertaal dit vrylik in Afrikaans. Ek dink dis 'n aangrypende aanhaling. Op die 3de dag, met dagbreek, het die vriende van Jesus by die plek gekom, die graf leeg gevind en die klip weggerol. Hulle was op verskillende maniere verwonderd, maar selfs hulle het nie besef dat die wêreld daardie nag gesterf het nie. Waarna hulle gekyk het, was die eerste dag van 'n nuwe skepping met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En in die gedaante van 'n tuinier het God weer in die tuin gewandel, nie in die koelte van die aandlig nie, maar die van 'n nuwe dag wat breek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, 'n nuwe dag het gebreek. Dankie daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Ons luister nou na die lied Prys hom die Hemelvors. Lord,
ek groet vir julle met die eenvoudige woorde waarmee Jesus sy disippels daardie tyd gegroet het. Vrede vir julle. I am the good shepherd, you are my people. I am the good shepherd, and I call you by name. And I will lead you out into pastures of plenty. I am the good shepherd, I am the way. I am your shepherd, you shall want for nothing. In verdant pastures I will give you repose. Beside restful waters, as a shepherd I lead you. I guide you in right paths, refreshing your soul. Beside restful waters, as a shepherd I lead you. I guide you in right path, refreshing your soul. I spread out my table to give strength to the weary. My love will empower you, my cup overflows. Only goodness and kindness shall flow from my children. Forever you dwell with me in the house of the Lord. I am the good shepherd, and you are my children. I am the good shepherd, and I call you by name. And I will lead you out into pastures of